Nou, verlede week het gegaan, en as jy die boodskap wil gaan kyk, dis by iConnect Mission, ja nee, dis op YouTube moet jy gaan kyk. YouTube, doen die Frans was stil, iConnect. En die ding het gegaan daaroor, dat goed gebeur in die lewe. Dat dinge verander. En die idee is, dat ons nie te lank sal vra, waarom het hierdie ding gebeur nie, hoekom het dit gebeur? Vra dit vir solank as dit nodig is, huil vir solank as dit nodig is vir dit wat jy verloor het of wat anders uitgewerk het. En dan kom 'n tyd wat jy moet vra, wat is die les in die ding? Iets het gebeur, neem jy al af. Okay. Iets het gebeur en wat is die les wat ek moet leer? Want dis hoe die lewe werk. En dan kom daar meer. Altyd. Met God is daar altyd meer. En iemand vertel voor die diens vir my, hulle maatskappy, dit weet ek al van lang tyd al, hulle maatskappy is heeltemal skof en finansies en so aan geherstruktureer. En hy is een van die ouens wat moes gaan. En hy weet dit al vir 2-3 maande seker al, en hy soek werk, hy kry nie werk nie. En Sondag na kerk, toe sê vir homself, maar ek het nog nie die les geleer. Ek het nie die les wat het al van tevore gebeur. Dit het my wel gebeur, 2 keer. So toe vra hy vir die Here, wat is die les? Nie meer waarom en hoekom nie, wat is die les wat ek moet leer? En toe ontvang hy dit op 'n manier, ek moet vra wat is die les, ek moet leer uit dit wat gebeur het, en hy is ongeduldig. En donderdag begin alles verander. Die laaste week wat hy voordat hy sonder werk gaan sit, kry hy onderhoud, gaan môre vir die tweede onderhoud, en hier's die punt van vandag. Wanneer jy die les geleer het, nie op 'n negatiewe manier, positief, dan kom daar weer. Dit werk altyd so. Wanneer dinge anders uitgewerk het, wanneer daar een of ander vorm van 'n teleurstelling of 'n verlies was, die lewe wat gebeur het, leer die les, en dan kom altyd meer. God is 'n God van meer. Al die stories in die Bybel vertel presies dieselfde storie. Dis waaroor dit gaan, dat daar altyd meer sal wees. Hoekom? Want God sien in jou en my meer as wat ons in onsself sien. Hy sien meer. Want daar is meer. Hoekom sal hy meer in onsself sien as wat ons self sien in ons? Want hy het ons gemaak. Hy weet hoe lyk die pad vorentoe. Hy weet wat lê agter jou, wat gebeur nou en wat gaan gebeur, en dis altyd meer. So hoor dit vanoggend. Wie jy nou ook al is, wat in jou verlede nou ook al gebeur het, vir jou en vir my is daar meer. Dis meer, altyd meer. Die stories in die Bybel wat net enkel is om Abraham. Wat is Abraham se ding? Die ding waar hy gevra het, waarom en hoekom? Hy was kinderloos. En dit het sy identiteit geraak. As jy sy geskiedenis lees, dit was sy identiteit. Hy's kinderloos. En op 'n manier het dit 'n stranghold op sy lewe geword. Hierdie identiteit van hom. En wat sê God? Ek sien meer in jou. Jy sal kinders hê, soveel soos die sand op die seestrande van die wêreld. Sal daar wees. Daar's meer. Moses is die bekendste hakkelaar van alle tye. Dis wat mense weet van Moses. Hy kan nie praat nie. Hoe gaan hy massas mense verskuif? Een van die grootste verskuivings van mense in die geskiedenis. Hoe gaan hy dit doen? Hy kan nie praat nie. Maar God sien meer. God sien 'n leier. Maar tot vandag toe, wanneer daar leierskapsgesprekke of literatuur geskryf word die naam Moses self deur ongelowiges die grootste leier.
Dis wat God in hom gesien het. Gideon, ons praat nou nog van 'n Gideonsbende, hierdie klein groepie ouens wat hierdie onmoontlike gevegte gedoen het. So ons dink, dit is wie Gideon was, totdat ons gaan lees. Hy kruip weg in 'n parskyp, hy's bang vir die Filistyne wat hom gaan aanval. Hy's bang. Maar God sien iets meer. Wat sê die Bybel, wat het die engel vir hom gesê? Dapper vegter terwyl hy bang is daar. Dit strook nie met dit wat hier is nie. Maar God sien iets meer in daai man wat bang is. Dawid, jong seun, jy ken die storie. Jong seun, hy word die bekendste koning van Israel. Petrus, Paulus, Tjelle, ja, al hier en so vaart. Petrus, wat ons vanmôre 'n bietjie by gaan stil staan. Wat is Petrus se huidige realiteit? Wat is sy identiteit? Wat sien hy van homself? Wat sien ander mense? Wie is hy? Hy's 'n visserman. Dis wat hy is. Net 'n gewone visserman. Hy sê ou wat Jesus sou uiteindelik verloon het. En toe gebeur die ding, die dag toe Jesus hom ontmoet die heel eerste keer. Johannes 1:42. Wat sien Jesus in hom? Ja, hy sal sien die visserman. En hy sal sien sy persoonlikheid al hierdie goed. Maar hy sien iets baie meer. Soveel so dat Jesus vir hom 'n ander naam gee. Daai dag. Hy sê vir hom, jy is Simon seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. So Jesus ontmoet hom nou net. En al wat mense kan sien as 'n visserman met 'n bepaalde persoonlikheid. En Jesus sien iets meer. Hy sien baie meer in hom. Die engel sê dit vir my so mooi. Die engel sê, you are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is a stone. Ek is ook 'n stone. Frans was stone. Dus ek moet die vers in Engels gelees het. So Petrus het, ons weet, die ouens het al baie geskryf oor persoonlikheidstipes en so in die Myers-Briggs en so. Petrus was 'n ENTP ou gewees. Dis 'n ou wat die middelpunt van belangstelling wil wees. Hy praat baie en maak baie grappe. Dis 'n jolige ou en so. En dan sien ons die naam Simon. Dis 'n Hebreëse woord. En dit word ook gebruik vir riete wat in water staan. Riete gaan so. En dit is letterlik wie Petrus was. Dan is hy hier, want dis sy persoonlikheid. Dan is hy hier, hy's happy-go-lucky ou, dis wie hy is. Jesus sê die eerste dag wat jy hom ontmoet, sê hy jou naam gaan wees Petrus, wat beteken rots. Nie langer so lewe nie. Jy het 'n ander identiteit. Daar's baie meer in jou as wat mense vandag sien in jou lewe. En dan later dan sê hy en ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Hy sal nou vir Jesus gaan verloon het. Jesus het dit ook geweet. Maar daar's meer. Daar's meer in hierdie man. Ek gaan my kerk. Jy's hierdie jy weet hierdie rondvallerige soorte mens. Maar kies jou. Op jou gaan die kerk gebou. My kerk wat ek agter gaan laat. Dit is hoe dit altyd by God werk. God is die God van meer. Want hy glo in jou en my. Hy sien meer in jou en my, want hy het ons gemaak. En hy het vir jou gemaak. En hy weet, daar is soveel meer in jou. Soveel meer. Jy vandag dalk hier ingestap, en jy self of mense definieer jou dalk, ook as 'n rondvaller in die lewe. Jy definieer jouself dalk, of ander mense definieer jou as 'n sukkelaar, of as 'n welgestelde mens, of as 'n verslaafde, of as 'n geskeide persoon, as 'n enkelouer, as 'n treurende mens, as 'n sieklike mens.
Hierdie goed definieer jou. Maar daar's meer. God sien meer in jou as die feit dat jy enkelouer is. God sien soveel meer in jou. Terwyl jy 'n verslaafde is, van watter aard ook al, werkloos is, siek is, wat dit ook al is van jou vanoggend, daar's meer. Soveel meer. Die stories van die Bybel vertel van God wat vergewe, God wat herstel en God wat op kragtige maniere gebruik. En hier is die ander beautiful ding van God. Wat jy sien, jy sal al sulke mense ontmoet het of gelees het. Ouens wat ek amper wil sê die slegste was. Wat die slegste goed mee gebeur het. As hulle geglo het dat daar meer is. Dan sien jy in hulle lewe soveel meer. So wat is jou storie vandag? Wat is die ding wat gebeur het lank gelede? Wat gemaak het dat dit jou identiteit nou is? Wat maak dat jy nie vorentoe kan kom in die lewe nie? Hierdie ding hou jou vas, hou jou terug. Strangel in jou lewe. Wat is dit? Daar's meer. Hierdie is nie die einde van jou storie. God wil dieselfde vir jou doen. Maar baie keer, eintlik die baie keer, dit werk maar altyd so, totdat daar 'n draaipunt kom in jou lewe, totdat jy besef dat God kan meer gee en jy kan meer wees as wat jy nou is. Ons blokkeer dit, ons keer nie meer. Want ons glo dit nie. Ons hou vas aan hierdie ding wat ons realiteit is, en ons identiteit is. En ons glo nie dat God soveel meer kan doen nie. So ons keer, dit is nie God nie. Dit is ons, keer dit. Hy wil soveel meer gee. Jy is nie jou siekte nie. Jy is nie jou eensaamheid nie. Jy is nie jou werkloosheid nie. Jy is nie jou verslaafdheid nie. Jy is dit nie. Daar's meer. By God is daar altyd meer. Jy sien 'n ander mooi ding. God het jou lief waar jy nou is. Waar jy nou is, terwyl jy eensaam is, terwyl jy werk, God het jou lief. Maar hy sien jou soos wat jy kan wees. Hy weet waar jy nou is, en hy het jou lief daar. Maar jy so lief, want hy weet daar soveel meer. Dalk is jy vasgeval in die verlede, toe jy misbruik is. Miskien het daar iets gebeur waar jy self nie beheer gehad het nie. Soos hierdie man wat ek net vertel het, dat sy werk verloor het. Jy het nie beheer het die goed nie. Dalk was dit siekte. Wat het ook al is. Jy het nie beheer oor hierdie goed nie. Dalk het jy 'n droom gehad. 'n verwagting. Iets wat jy oor gedroom het wat moes gebeur het. En toe gebeur het. En toe gaan staan jou lewe stil. Daar's meer. Daar's soveel, daar's altyd meer. Altyd meer. En dit moet ek en jy glo. Jou verlede is nie jou toekoms nie. Dit is dit nie. So moenie dit saamvat vorentoe jou verlede nie. Begin nie, begin oor. En jy begin wanneer jy terugdraai na die eente wat jou gemaak het. Hoe draai jy terug na die eente wat jou gemaak het? Deur te verwag van hom. En dan deur te praat met hom. Verwag die meer en dit sal gebeur. Verwag meer en dit sal gebeur. Dit is hoe dit altyd werk. God sal nie net jou verlede herstel,
my beloof dat hy dit baie meer sal maak. Dit staan net so in Joël. En as hierdie teks al oor gepraat. Joël sê, ek sal julle vergoed vir die tyd van springkanswerm op springkanswerm, toe my groot weer wat ek teen julle gestuur, julle verteer het. Julle sal nou, dit was die verlede, dit was julle identiteit. En dis wat die goed doen aan ons, né? Dit vreet soos 'n springkaan die lewe kaal in jou lewe. Maar God se wil en sy wens vir jou en my is dat daar meer sal wees. As jou eensaamheid vandag, as jou verslaafdheid vandag, as jou siekte vandag, as jou rykdom ook. As jou rykdom ook. Julle sal genoeg hê om te eet, julle sal die naam van die Here julle God prys, hy wat wonders vir julle gedoen het. Jy sien nie soos dit. Die oomblik wanneer die meer gebeur vir jou en my, wat gebeur? God kry die eer. Want jy sal sê, dit kan net hy wees. Hy kry die eer. So natuurlik wil hy die meer in jou lewe laat gebeur. Natuurlik wil hy dit doen. Maar ek en jy glo dit nie. Ons glo dit nie. Ons is so vasgeval by dit wat gebeur het. Dat ons kan nie glo dat God vir ons die meer kan gee nie. Hy beloof dit. Al wat ek en jy moet doen, God sal daarvoor sorg. Dit het hy beloof. En dit moet jy nou maar glo. So al wat ek en jy moet doen, is om dit te glo. Dis al. En dan die nodige eerste tree gee. Sodat dit die meer sal gebeur. Sagaria, wat ons ook al hieroor gepraat het, som dit eintlik op. Hy som hierdie hele storie op. So, jy het hierdie ding in jou lewe. En God sê, daar's altyd meer. Daar's altyd meer. En die stories van die Bybel vertel en bevestig dit. Daar's altyd meer. En daar's byna 'n proses wat hy vir ons gee. Hoe gebeur die meer? Hoe gebeur dit? Baie eenvoudig. Sagaria 9 vers 12. En ek sê dit in die Engels spesifiek, want dit sê dit baie mooi, kort en kragtig. Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Return to your fortress. God is ons veilige vesting. Hy is ons veilige vesting. Draai net terug na hom toe. Draai net terug na hom toe. Wanneer hierdie goed in ons lewe gebeur, dit is half of dit ons fokus raak. Ons verlede of die goed wat gebeur het. Die verslaafdheid of die eensaamheid of die verlies. Dis waarop jou fokus is. En dan mis ons die meer. Want die meer is nie hier nie. Die meer is by jou veilige vesting. So draai net terug. Begin praat met hom daaroor. Dalk nie langer oor die ding in jou lewe nie. Hy weet nou lank al daarvan. So kyk jy nou 'n slag weg van daai ding. Hoe seer dit jou ook al gemaak het, hoe dit jou ook al verneder het. Hoe kaal die springkant plaag jou gevreet het. Dit het tyd geword dat jy sal wegbeweeg van die plek af. Na die meer wat God vir jou wil gee. Wat dit ook al in jou lewe sal wees. Moenie langer 'n gevangene wees. Hierdie teks verder baie dieper betekenis, maar vir vandag nie die prisoners. Moenie langer 'n gevangene wees. Moenie langer vasgeval sit waar jy is nie. God sal vir jou die idees gee, hy sal vir jou die eerste tree gee, hy sal vir die hulpbronne gee, hy sal vir jou alles gee, ook die mense wat jy nodig het vir die meer. Hy sal dit doen. Draai jy net terug. Kom los uit jou gevangenskap uit. Jy kyk, dit is wat die goed doen, hè? Dis wat die goed doen. Hy hou jou gevange. Dit hou jou gevange.
En dit hou jou gevange in die verlede. En hoe langer dit aanhou, hoe meer vrede spring kan. En dit maak van jou gevangene. Hierdie verkeerde identiteit wat jy het. Jy raak 'n gevangene van daai ding. Dit kan mos nie God se wil vir jou lewe wees nie. Dit kan mos nie. Jy weet dit mos. So draai terug, keer terug. Stap uit hierdie tronk uit. En doen dit vandag. Doen dit vandag. Hoekom sal jy nog een dag langer wag? Doen dit vandag, wat dit ook al in jou lewe is. Want hier is die belofte. Even now, dit is nog nie so nou nie. Die verandering het nog nie gebeur nie, maar nou alreeds sê ek vir jou, ek sal 2 keer vir jou meer gee as wat jy ooit van tevore gehad het. Wat 'n wonderlike woordeloos, die woorde om te dis jou en my maker. Dis hy. Dis hy. En dit moet ek en jy eenvoudig glo. En dis hoekom Jesus waarskynlik gesê het, kyk, jy moet maar soos 'n klein kindjie glo, hierdie goed. Ons het wonderlike breine wat hy vir ons gegee het, maar dikwels is ons wonderlike breine hou ons gevange hier, want dis hierso waar ons dink, is hier waar ons glo of nie glo. Glo soos 'n klein kindjie, wat jou ding ook al vandag is. En dan doen jy dit elke enkele dag. Elke enkele dag. En die meer sal gebeur. Die meer sal gebeur. Ek gaan nou afsluit. Dit is nou nogal 'n baie kort boodskap, moet ek sê. Maar ek dink dit is die storie. Dis die storie. En ek wil afsluit met 'n video insetsel. Want ek dink dat dit op so 'n mooi manier net vir ons beskryf. En ek het dit lank terug hier verwys. En dis die storie van Simba in die Lion King storie. Jy ken die storie, nog nie nou opsit nie. Jy ken die storie. Simba se pa is mos nou die koning. Hy is die ou in beheer. En hy gaan dood. En Simba gaan, daai dag gaan Simba ook dood. Hier het Simba dood gegaan. Vir 'n rukkie nog daar gebly en toe vat hy die pad. En hy saam met Pumbaa en wat is die ander, Timon? Wat? Timon. Hulle is daar en hy's die koning se kind. Hy lewe daar saam met hulle in die bos en vreet kriekies en allerlei goedes en so aan. En dit raak sy identiteit. Hy's vaderloos. Hy's 'n swerwer. Hy's nutteloos. Tot op 'n dag waar daar 'n wyse aap kom. Of hom sê jou pa is nie dood nie. Maar sê hy is dood. Hy sê kom ek gaan wys vir jou. En terwyl hy in die water kyk, eers sien hy homself en dan sien hy sy pa. En dan hoor hy sy pa in die wolke sê, "Remember who you are. Remember who you are." Jy is soveel meer. Jy die swerwer, hierdie sukkelaar. Remember who you are. Jy het jou ding vandag. Dit het geword wie jy is. Remember who you are. God sien soveel meer in jou as wat jy vandag in jouself sien. Al gaan dit goed met jou, dank hom daarvoor. Maar daar's meer. Daar's meer. En hy is die meer. Remember who you are. Kom ons kyk musiek. Sure do. You're Mufasa's boy. Bye. Hey, wait!
You knew my father? Correction, I know your father. I hate to tell you this, but he died a long time ago. Nope, wrong again. He's alive, and I'll show him to you. You follow old Rafiki, he knows the way. Come on. Don't dawdle. Hurry up! Hey, whoa, wait. Come on, come on! Would you slow down? Stop! Look down there. That's not my father. It's just my reflection. No. Look hard. You see, he lives in you. Father? Forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son, and the one true king. Remember who you are. No! Please! Don't leave me! Remember. Father! Remember. Don't leave me. Remember. So mooi. So eenvoudig. Raak stil. Raak net stil. Nou kyk jy diep. Kyk diep in jouself. Kyk diep. En iewers sal jy hom sien. Jy sal. Hy het dit beloof. Hy het dit beloof. Jy sal. Jy sal hom herken. Want hy leef in jou. Al mis jy hom vir jare. In jou beroep, in jou verhouding met hom, in jou verhoudings, jou finansies. Hy was al die tyd daar. En hy leef binne in jou. En dan, van vandag af, elke dag, elke oomblik, wat jy begin terugdink aan hierdie identiteit van jou, aan wie jy was, dan begin twyfel. Dan sê jy vir jouself, aan mekaar, remember who you are. Jy's meer, en daar is altyd meer. Herhaal het vir jou, jy ry in die kar, waar jy? Remember who you are. Daar's 'n maker wat vir jou gemaak het en hy bly maak altyd meer. Dit moet ek en jy glo. Remember who you are. Here, ek meen
U ken ons, u weet van ons, u weet van ons verledes. Maar dankie dat u weet van môre, van dit wat meer kan wees. Help ons net om te glo. Help ons net weer om onsself te sien, soos wat u ons sien. Maar dalk is die ding dat ons dalk net meer vir u sal sien. Net meer na u sal kyk. En in u sal ons osself sien. Ek bid vir elkeen wat nou net 'n behoefte het of 'n begeerte het na meer. Here, laat dit gebeur. Amen.